Ek groet U in die wonderlike naam van alle name, ons Jahwe Elohim. Deur sy seun, ons Yeshua Messiah, wat vir Johannes hierdie wonderlike dinge in Openbaring kom wys het, en dat ek en jy dit kan glo en daarin kan vashou, geliefdes. Daar in Openbaring 1 sê hy, en aan Yeshua Messiah, die getroue getuie, die eerstgeborene wat uit die dode en owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy Elohim en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid, amen. Kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf, ja, amen. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê Yahweh, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, nou kom hy hier in Openbaring 20, en ek kom vertel vir ek en vir jou hier, van vers 1, en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond, en 'n groot ketting in sy hand, en hy het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en die Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lang, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar voleindig is nie. Daarna moet hy dan vir 'n kort tydjie ontbind word. Daarvan vers 5 af sê, en die ander dode het nie herlewe, totdat die 1000 jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy, wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Maar hulle sal priesters van Elohim en van Yeshua wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Die vraag wat u vir uself wil afvra, geliefdes, glo u dit wat daar staan? Glo u dit wat in die woord van Yahweh staan? Of glo u net hierdie brood en botter teologie van vandag? Dit is baie belangrik dat u hierdie dinge glo, want as ek so na die wêreld kyk, dan sien ek hierdie wêreld glo dit nie. Kyk, baie kere nou die dag gesels daar 'n moslim, Indiër, en hy is so opgewonde oor hierdie God van hom. En ek sit, en ek staan so en luister, en ek dink maar hy is so opgewonde, hoeveel te meer moet ek en jy opgewonde wees oor hierdie lewende Elohim, wat ek en jy moet aanbid. Maar nou die vraag wat ek en jy vir onsself moet vra, geliefdes, glo u in hierdie 1000 jaar? Want dit is baie belangrik. Want dis ek en jy se erfenis. En ek en jy die vorige sessies dit so mooi gelees daar, waar hy in Psalm 19 dit sê, en dit bely en dit uitroep en sê, ja, hier die gebooie van Yahweh en sy insetting, sy verordening, is soeterder as heuning, is lekker. Ja, en so word u net ook daardeur gewaarsku, dat in die onderhouding daarvan is groot loon. En dis van hierdie 1000 jaar wat hierdie psalmdigter praat. Wat ek en jy moet onthou, dat ek en jy hierdie onverwelkte kroon gaan ontvang van Vader. Maar dan moet ek en jy deel wees van hierdie wedloop. En 'n wedloop wat die einde sien, wat dit besef hoe dit sal gaan in die lewe. En daar in Sagaria 14, ongelukkig het ons nie die tyd om al hierdie goede vir u te lees nie. Daar vers 4 sê Sagaria 14, en in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die olyfberg se middeldeur gesplit word, soos oos na wes, tot 'n baie groot dal, en die ene helfte van die berg sal wegwys na die noorde, en die ander helfte na die suide.
En nou, dit is nou die wederkoms waarvan hy hier praat, want as hy sê voet op die Olyfberg, ek en jy het nou by die vorige sessies mooi daaroor gepraat met die weggeraap, dat Yeshua kom nie tot op die aarde nie, hy kom tot op die wolke, en dan gaan ons, wat in die lewe oorgebly het in Yeshua, saam met hulle wat van die paradys afkom, hulle liggame kom haal, en so sal ons saam Yeshua tegemoet gaan in die wolke. En dit is die weggeraping, maar hierdie wat hy hier praat is, as ons saam met hom kom, want jy sal nou die volgende vers dit sien. En julle sal vlug in die dal van die berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewings in die dae van Usia, die koning van Juda. Dis nou hierdie oorblyfsel, hierdie mense wat deur hierdie verdrukking gegaan het, wat getrou gebly het, wat nie die merk van die dier gevat het, op hulle hande, op hulle regterhand en hulle voorhoofde nie. Want dit gaan gebeur, geliefdes. Moenie laat mense vir jou stories vertel, van dit is figuurlik, en dit is dit, en dit is dat nie. Nee, geliefdes, hulle gaan jou merk, man. En nou sê hy dit baie mooi, en hy sê in die aardbewing in die dae van Usia, die koning van Juda. Luister nou mooi, wat sê hy dan? Dan sal Yahweh, my Elohim, kom, al die heiliges met u. So wat gebeur nou? Nou kom ek en jy saam met Yeshua uit die hemel uit, van die hemelse bruilof af, van die hemel af, na hierdie aarde toe. Hy sê, en daardie dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike, en die ander helfte daarvan na die westelike see. Somer en winter sal dit so wees. En Yahweh, met ander woorde Yeshua, sal koning wees oor die hele aarde. En die dag sal Yahweh een wees en sy naam een. Hoor jy wat sê die woord van Yahweh? En daar in Jesaja en in Esegiel sê hy, en Dawid sal koning wees oor Jerusalem. Maar hier is dit, dat Yeshua gaan oor die hele aarde koning wees. Maar voel, hierdie by u net soos 'n fiksie storie. Glo jy dit wat in hierdie woord van jou? Want dit is belangrik, geliefdes, want jy dit nie glo nie, jy moeilikheid. En hulle sal daarin woon, en daar sal geen bandvloed meer wees nie. En Jerusalem sal in veiligheid woon. En dit sal die plaag wees waarmee Yahweh al die volkere sal tref, wat uitgetrek het, en teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong in hulle wegteer in hulle mond. En die dag sal 'n groot verwarring van Yahweh onder hulle kom, sodat die een die ander sal gryp, en die hand van die een hom sal verhef teen die hand van die ander. Sien jy wat gebeur hier by hierdie slag van Armagedon? Nou beskryf hy hierdie slag van Armagedon, in hierdie dal van Armagedon. En wat sien jy? 'n kern, 'n supernova, wat hier gebeur. Want mense sal sommer net so, hulle vlees verteer word. Maar glo jy dit? Want dit is belangrik, as jy dit nie glo nie, kan jy ook nie dit glo, dit wat die woord van Yahweh vir ek en jy vertel, in hierdie wonderlike woord van hom, daar in Maleagi byvoorbeeld nie. Want Maleagi 4 sê daar, kom ons lees maar net daar van vers 2 af, maar vir julle wat die naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan. Met ander woorde, hierdie son van geregtigheid, hierdie gehoorsaamheid opgaan. En daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole. Op die dag sal ek skep, sê Yahweh van die leerskare.
Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het, om hom vir die hele Israel insetting en verordening. Hoe sien u dit nog? Sien u nog hierdie wonderlike tyd wat vir ek en jy voorlê? Glo u hierdie woord van Jahwe? En dan daar so baie plekke, geliefdes, ek sal nie naaste by dit alles vir u kan sê nie, maar daar in Sefanja 3, daarvan vers, kom ons lees maar net daarvan vers 19. Kyk, in die tyd sal ek met julle verdruktes handel, en die wat krepel is sal ek red, en die wat verjaag is versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof, en tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek hulle aanbring, ja, die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem, en tot 'n lof, onder al die volkere van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê wie? Sê Jahwe, die Almagtige. Het jy gehoor, geliefdes? En daar in Micha sê hy dit ook. In Micha 7 van vers 18 af. Wie is Elohim soos u, wat die ongeregtigheid vergewe? As by die oortredinge van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan. Hy hou tore nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehaag goedertierendheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, u sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. U sal trou bewys aan Jakob, goedertierendheid aan Abraham, wat u aan my vaders met 'n eed beloof het, sedert die dae van die voortyd. Hoor u wat sê die woord van Jahwe, geliefdes? Is dit nie belangrik dat ek en jy na hierdie wonderlike tye toe moet kyk nie? Daar in Esegiel, daar in Amos 9, kan jy maar sekerlik daarna gaan kyk, hoe wonderlik dit is. Maar die tyd haal ons altyd in, geliefdes. En ek wil vir u net 'n paar verse lees, daar in Jesaja 65, van vers 17 af, ek dink, van vers 13 af. Kom ons werk maar van vers 17 af, want kyk, ek skep nuwe hemele en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie meer gedink word, en hulle sal in die hart nie opkom nie. Maar wees julle bly en juig vir ewig oor wat ek skep, want kyk, ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees. En ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk, en daarin sal nie meer gehoor word die stem van 'n geween, of die stem van geskree nie. Daarvandaan sal nie meer kom 'n suigeling van 'n paar dae, of 'n grysaard, wat se daar nie sal uitlewe nie, want 'n seun sal sterwe 100 jaar oud, en wie sondig sal 100 jaar oud deur die vloek getref word. En hulle sal huise bou en dit bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet. Hulle sal nie bou dat die ander dit kan eet nie, want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei of daar verskielike ondergang nie, of bevrees wees daarvoor nie, want hulle is 'n geslag van die wat deur Jahwe geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. Voordat hulle roep sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek verhoor ek. Die wolf en die lam sal saam wy, en die leeu sal strooi eet soos 'n bees, en stof van die voedsel van die slang wees. Hulle sal geen kwaad doen of verderflik aanrig op my heilige berg nie, sê Jahwe. Glo u dit, geliefdes? Glo u die woord van Jahwe? Want dit klink so na 'n fairy tale. Dit klink so na, ja, gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur. Hoekom? Want die woord van Jahwe sê dit. Want Jahwe sê uit homself uit, sê hy, want die mond van Jahwe het so gespreek.
Dis dit nie wonderlik dat ek en jy nie, en ek wil graag hê u moet asseblief daardie gedeeltes gaan lees, geliefdes. Want dit is baie belangrik. Wat in hierdie wonderlike sê Amos, vertel Amos vir ons. Kyk, die oog van Jahwe is gerig teen die sonnige koninkryk en sal dit van die aardbodem verdelg. Maar ek sal die huis van Jakob nie heeltemal verdelg, spreek Jahwe nie. Want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skud soos 'n sif geskud word. Maar daar sal geen korrel op die grond val nie. Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê die onder sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie. En die dag sal ek die vervalle hut van Dawid weer oprig. Gaan gelees maar daar in Handelinge 15 ook. Geliefdes, ek wil vir julle al hierdie dinge probeer ek net vir julle al hierdie tekste gee, net om julle bewus daarvan te maak. En ek wil hê julle moet dit gaan bestudeer. Kyk, die dag kom, sê vers 13, spreek Jahwe dat die ploer die maaier inhaal en die drywer trap in die saadsaaier en dat die berge van mos sal drup en al die heuwels daarvan oorvloedig sal wees. En ek sal die lot van my volk Israel verander en hulle sal die verwoeste stede bou en bewoners ook sal hulle wingerde plant en die wyn daarvan drink en tuine aanlê en die vrugte daarvan eet. En ek sal hulle plant in hulle land en hulle sal nie meer uitgeruk word uit hulle land wat ek hulle gegee het nie, sê Jahwe van ons Elohim. Geliefdes, u weet ek vra die hele tyd vir u of u dit glo. Want dit is belangrik dat u hierdie dinge glo. Dit wat die woord vir ek en vir jou sê, wat vir ek en jy wag. En is dit nie hierdie wonderlike tyd waarin ons lewe nie? Dat ek en jy dit kan beleef, dat ek en jy voor Jahwe kan staan in hierdie wonderlike erfenis wat hy vir ek en jy voorberei het nie. En ek wil afsluit, geliefdes, want ek het vir u 'n mond vol skrifgedeeltes gegee. En dat u dit moet gaan bestudeer en sal vra oor hierdie goed. En dankie dat ek daardie voorreg het. En luister nou mooi wat sê Jesaja 58 vers 13. As jy jou voet terughou van die Sabbat om nie jou sake op my heilige dag te doen nie. En as jy die Sabbat 'n verlustige noem en die heilige dag van Jahwe hoog hou, en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of ydelle taal spreek nie. Luister nou baie mooi. Daarmee wil ek afsluit want dit is vir my so wonderlik. Dan sal jy jou verlustig in Jahwe. Sien nie? En luister nou mooi en dan sê hy daar, en ek, Jahwe, sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde. Wat anders is dit as die wegraping, geliefdes? Wat jou sal laat ry oor die hoogtes van die aarde? En jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Wat anders is dit as die 1000-jarige vrederyk? Hoekom? Want die mond van Jahwe het dit gespreek. Kan jy dit weer lê? Kan jy sê dit is nie so nie? Word jy vasgevang deur hierdie wêreldse moeilikhede? Hierdie wêreldse gang? Nee, geliefdes, daar's baie vir ek en vir jou om na uit te sien. En dis hierdie wonderlike, dat ek en jy jou sal verlustig in Jahwe. En ek sê jou laat ry oor die hoogtes van die aarde met die weggerapping. En jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob. Dit wat Vader vir ek en jy beloof het. En hy het dit vir ek en jy laat bid. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Want die mond van Jahwe het dit gespreek. Shalom.